Baie welkom by vanaand se program Fokus. Ek is Pieter Kloete en my gaste vanaand is Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit en Prof Koos Malan, of althans 'n genoot by Sakeliga. Nou daar's baie waaroor ons wil gesels vanaand en ek gaan sommer vinnig by die deur in die huis inval. Jaco, back and closure is tans 'n groot krisis in Suid-Afrika. Ja, absoluut so. Pieter, goeienaand en aan jou en ook aan Prof Koos en ek dink ons kan nie die krisis wat ontstaan het met back and closure onderskat nie. Dit het werklik waar vir ons veeboere 'n reuse krisis geraak en dit is nodig en dit is wat 'n mens eintlik kwaad maak dat daar vingers gewys moet word na die mense wat betyds moes optree, wat betyds maatreëls in plek moes stel vir enstowwe, beter maatreëls moes instel. Mens verwys hier besonder natuurlik na amptenare in die departement van landbou. Maar dan dink ek is daar rede vir ons om woedend te wees oor die wyse waarop die erns van hierdie krisis nie erken is nie deur politici en deur sommige politici tot vandag toe nog nie na verwys en erken word nie. Hierdie is werklik waar 'n krisis wat nou sulke omvangryke afmetings aanneem dat dit baie van ons boere, baie van ons beesboere en veeboere kan vernietig, kan finansiëel vernietig en meebring dat hulle plase verloor. En ons praat hier van jou gewone gesinsboere. Ek praat nie hier noodwendig net van megaboere nie. Natuurlik is daar ook baie megaboere met voerkrale en so aan wat ook onder druk verkeer natuurlik en wat ook geweldige skade ly. Maar die ouens wat gewoonlik die hardste geraak word deur hierdie soort van krisisse is die mense met die kleinste marges en beweegruimte. En ek het regtig reuse simpatie vir hulle as mens kyk hoe hierdie hele krisis die afgelope paar weke uitspeel. As jy dink daaraan dat Suid-Afrika jare gelede al die vermoë gehad het in Pretoria om sy eie enstowwe te vervaardig, dat ons met baie van hierdie landbounavorsing op die voorpunt was internasionaal en dat ons eintlik die grootste deel van daardie vermoë verloor het weens regstellende aksie, weens die geweldige vaardigheidsverliese wat plaasgevind het, korrupsie, wanbestuur, politiekery, dit wat afspeel en as jy nou maar kyk die mense wat nou in beheer is en ek vat dit weer terug na my punt oor amptenare in die departement van landbou, dan sou ek graag sterker optrede wou sien. Ek sou sterker optrede wou sien van John Steenhuisen, die minister van landbou, maar ek sou wou sien dat tot die president van hierdie land ernstig raak hieroor, praat oor hierdie probleem, optree en iets daaraan doen. Dit is regtig 'n probleem waaroor daar ek dink te min gepraat word, te min in die media geskryf word en ons boere ly geweldig skade hieronder. Ja, ek hoor wat jy sê en selfs president Cyril Ramaphosa wat ook self boer met beeste. Hoe dink jy kan Suid-Afrika beter hierdie rampe hanteer? Ja, kyk, ek dink die probleem is, Pieter, of dit nou back and closure is, jy weet, wat 'n ramp is. Ek is bly jy gebruik die woord ramp, want dis te reg wat dit is, man. Dis 'n ramp vir Suid-Afrika as 'n land. Dis 'n ramp vir ons landboubedryf en besonder dan vir ons familieboere, veeboere in soveel dele van die land, jy weet, wat nie ryk mense is nie, né? Daar's hierdie wanpersepsie dat 'n boer met 'n plaas en 'n klompie vee is ryk. Dis mense wat regtig werk met klein winsmarges, wat al die uitdagings van Suid-Afrika altyd te bowe moet kom. En as jy nou maar net kyk wat het die afgelope 'n maand of 2, 3 in Suid-Afrika afgespeel, dan sien jy die afgelope paar dae die geweldige vloede in die noordooste van die land, wat reuse skade aangerig het. En ons kyk natuurlik in besonder en ons hoor in die media natuurlik die heeltyd oor die Kreer-Wiltuin en dis 'n tragedie wat daar by die Kreer-Wiltuin afgespeel praat nie noodwendig in dieselfde asem oor die landboubedryf nie. Die geweldige skade wat vir die landboubedryf veroorsaak is nie. Infrastruktuur wat weens hierdie vloede vernietig is, paaie wat vernietig is, boere wat sukkel om produkte by markte te kry, maar dan natuurlik ook alles wat daarmee saamgaan. As jy dan beweeg na dele van die Groot Karoo,
Ek ken nou maar vir jou seker 'n goeie vriend wat daar in die Groot Karoo tussen daar rondom Rietbron boer in die geweldige droogte, maandelange droogte, erge droogte, diere, vee word gevoer alreeds vir maande lank. Ek was onlangs daar nie wat hulle noem die Hardemans Karoo, dis daai gebied daarvan Lockston af Fraserburg toe en 'n bietjie Noord Williston se kant toe. As jy daar gaan ry en ek het self in laat Desember daar gery. Dis verdor, dis totaal en al verdor, dit lyk soos 'n verskroeide aarde. Daar's in dele van die Karoo geweldige droogte. Ons weet van die droogte in die Suid-Kaap, die watertekorte, die brande wat nou daar plaasgevind het. Vat maar in die Mosselbaai distrik, dis een voorbeeld. Ek self het groot geword in die Heidelberg distrik. Ons boerdery is daar. Daar was groot brande, boere wat daar baie groot skade gelei het. En elkeen van die voorbeelde wat ek nou noem, wil ek die vraag vra, is dat wat is die bestuursplan, die rampbestuursplan wat die nasionale regering keer op keer geïmplementeer het. Dis afwesig. Dit is totaal en al afwesig. Dis reaktief. Dit is verklaringe wat daar na die tyd uitgereik word. Dit is 'n minister wat nou kom en uit die bloute uit 'n fonds moet gaan stig om geld te probeer insamel om brûe in die Kreeuwiltuin weer te herbou. Jy weet, waar is ons rampbestuurstelsel? Iets waaroor elke land behoorlik moet beskik. En ja, soos ek sê, dit was nie in plek vir die Back and Close uitbraak nie vir die vloede in die noorde van die land nie vir die droogtes in die Noord-Kaap en die Karoo en in die Suid-Kaap nie. En die probleem is, dan kom dit elke keer terug na gemeenskappe. Dis gemeenskappe wat oorgelaat word, individue dikwels, boere op hulle plase wat oorgelaat word om oplossings te moet probeer vind. En dan moet ons nie verras wees om te sien hoeveel plase in Suid-Afrika tans in die mark is nie. En dit is wat my partykeer woedend maak, dat mense 'n soort van sonskyn verhaal kan wil vertel. Hier's baie van hierdie mense wat by mega landbou betrokke is, van hierdie landboumaatskappyorganisasies en so aan, wat hierdie verhaal wil vertel van hoe goed dit in die landbou gaan. Ja, dit gaan ook goed in Suid-Afrika se landbou, maar hoofsaaklik weens die ongelooflike innovering van gewone boere, nie weens steun van die regering nie. En as daar dan droogtes kom, peste wat uitbreek, Back and Close, vloede wat kom, dan is die regering elke keer afwesig daar waar hy juist sy werk moet doen, waarvoor hy daar is, waarvoor die regering daar is om in sulke tye wanneer rampe voorkom op te tree. Prof Koos met ons? Hallo, ek is inderdaad met julle. Goeienaand almal. Ek kan net byvoeg, ek het hom geluister wat Jaco gesê het. Dit is natuurlik nie 'n nuwe ding hierdie nie. Etlike jare gelede het ons 'n enorme brand gehad by Luatla. Onthou julle? Die weermag was nie in staat om self iets daaromtrent te doen nie. Naburige boere moes ingryp om die brand te stop. Daarna kon die minister van verdediging, Angie Motshekga, nie 'n weermagvliegtuig haal vanaf Kaapstad na Luatla nie. Hulle moes gebruik gemaak het van privaat gehuurde vliegtuie om haar daar te kry. Dink tegelykertyd aan die etlike hospitale wat die afgelope jare afgebrand het. Dink aan strate in die middestad van Johannesburg wat in duie stort. En alle ander sodanige gevalle. Dit voer terug na wat soms genoem word komplekse sisteme. Om enige moderne staat, en maak geen fout nie, Suid-Afrika is 'n moderne staat, met 'n klomp komplekse stelsels. Om enige sodanige stelsel te bedryf, het jy nodig 'n gemoderniseerde, 'n gevorderde opset, waar jy beskik oor mense wat gespesialiseerde kennis en ervaring het. Wanneer jy werk met 'n stelsel van affirmative action, dan boet jy doeteenvoudig daardie ervaring en daardie kundigheid in. Dit is wat hier gebeur het. Die belangrikste rede waarom ons hierdie brand, ten minste hierdie algemene probleme het van rampe wat voorkom en nie hanteer kan word nie, wat nie voorsien word nie, wat dan nie hanteer kan word nie wanneer dit op stuk van sake kom, is 'n regstreekse gevolg van mislukte politieke beleid. In 'n beduidende mate, trouwens vir 90%. Dit is eintlik die hele probleem. Dit voer terug na fundamenteel, en is iets wat ek al tevore genoem het, by herhaalde geleenthede. Mense kan moontlik ontsteld wees daaroor, want dit is nie vriendelik nie. Maar as jy werk met 'n nuwe primitiewe opset, waar jy nie
beskik oor die insig om te weet dat jy moet beskik oor gespesialiseerde mense op elke moontlike terrein nie, dan is dit wat jou te beurt gaan val. Hierdie rampe wat jy nie voorsien nie en wanneer dit daarop aankom nie kan hanteer nie. Dan 'n naam wat ook vroeër opgeduik het, minister Angie Motshekga. Die naderdraai van die vlootoefeninge, Jaco en Prof Malan, ek kan nie dink dat Ramaphosa nie hiervan geweet het nie. En nou wil vinger wys na Angie Motshekga en sy wil nou vinger wys na haar Joint Operations Team toe. Wat is die stand van sake nou en gaan daar enigiets gebeur of gaan hierdie ook net uitdraai nog 'n verslag en nog 'n kommissie? Kyk, daar moes reeds opgetree geword het, Pieter. Kyk, Angie Motshekga as minister moes afgedank geword het. Waarskynlik ook die weermaghoof, want hierdie skep vir Suid-Afrika natuurlik 'n reuse verleentheid. Dit is op hierdie stadium besig om in 'n baie groter diplomatieke krisis met die Amerikaners te ontwikkel as enigiets wat ons verlede jaar ervaar het van ons ambassadeur wat in Februarie verlede jaar afgedank is deur al die krisisse en dramas in die verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA verlede jaar, is hierdie besig om iets baie meer wesenlik te ontaard. Ons sien ook harde veroordelings vanuit Amerika. Daar is nou onder andere die Huis van Verteenwoordigers se buitelandse sake komitee wat standpunt daaroor ingeneem het oor die naweek. Baie veroordeling opgetree het, maar dan ook interessant genoeg, ek praat oor die naweek met een van president Trump se adviseurs in Washington DC en hy sê vir my, weet jy die probleem is as die ANC en hy verwys natuurlik hier kom hy ook nou sê die ANC na die ANC leiers as hulle net nie so gelieg het nie. En ek dink dit is deel van die probleem. Hier word net eenvoudig soveel leuns aan ons vertel, soveel onwaarhede, soveel dinge wat net eenvoudig versin word. Want ons weet nou nog nie wie lieg nou en wie praat nou die waarheid oor Iran en Iran se deelname nie. As jy nou kyk wat Indië gedoen het en dit is natuurlik byna vernietigend vir Suid-Afrika, maar die Indiese regering het oor die naweek 'n verklaring uitgereik om te sê dat hulle op uitnodiging van Suid-Afrika was en dat hierdie nie 'n BRICS vlootoefening was nie. Daar bestaan nie iets soos BRICS vlootoefeninge nie. Dit het nog nooit bestaan nie. Nou, Suid-Afrika het beweer dat hierdie 'n BRICS vlootoefening is en die Suid-Afrikaanse regering het weer die Chinese die skuld amper gegee om te sê, wel hierdie was 'n Chinese inisiatief gewees. Ons het net die water gegee, ons het net die seewaters gegee. Terwyl Indië eintlik in 'n sin dit weer lê. Dan hoor ons dat president Ramaphosa het gesê dat Iran mag nie deelneem nie. As president Ramaphosa die waarheid praat, dan beteken dit iemand anders praat nie die waarheid nie. My gevoel is eintlik, almal is besig om 'n bietjie te jok. Almal is besig om 'n bietjie onwaarhede te praat van die president af, na die minister, na die leier van die hoof van die weermag, wat natuurlik binnekort in elk geval moet aftree. Hy kan eintlik maar 2 maande vroeër afgedank word, na die vloothoof wat ons ook het, wat ek nie weet hoekom het ons nog 'n hoof van die Suid-Afrikaanse vloot nie. Hierdie mense het almal nie die waarheid gepraat, die volle waarheid gepraat. Hulle was maar almal besig met 'n bietjie onwaarhede en versinsels gewees en nou sit ons met 'n reuse verleentheid, met 'n reuse krisis met Iran wat duidelik voortgegaan het om aan die vlootoefening deel te neem. Iran was steeds deel wees van hierdie vlootoefening. So indien president Ramaphosa die waarheid praat, kom ons veronderstel hy praat die waarheid, dan is sy bevel verontagsaam. Dis baie ernstig. As dit kom by militêre orde in 'n land, die gesonde orde tussen jou militêre range en jou politieke leierskap, dan beteken dit koppe moet rol. Dit kan nie anders nie. En dit sal moet begin by die minister van verdediging en moontlik selfs die weermaghoof. Maar kom ons wees eerlik, hoe werk president Ramaphosa? Hy stel kommissies aan. Ons weet nie meer nie. Kom ons wees eerlik, die afgelope, hoe lank is hy nou president? 9 jare wat hy al president is. Ons weet nie meer hoeveel kommissies hy al aangestel het nie. Om tred te hou met hierdie kommissies en hierdie ondersoeke en hulle bevindings is byna nie meer moontlik nie. En ek vermoed en dit lyk asof dit in hierdie geval maar weer presies dieselfde spel gaan wees wat gaan uitspeel. Prof Koos, Wat ek net byvoeg, Pieter, kan ek voortgaan? Ja. Pieter, kom ons veronderstel, soos wat Jaco nou ook sê, en soos wat blykbaar die veronderstelling ook is in die media oor die algemeen. Kom ons veronderstel Ramaphosa het wel 'n opdrag uitgereik en ek dink hy het inderdaad probeer om 'n opdrag uit te reik.
dan beteken dat die opdrag is verontagsaam. Dan beteken dit tegelijkertijd dat Ramaphosa is nie die uitvoerende, die hoof uitvoerende beampte, om het so te stel. Die hoof uitvoerende, wat is die woord wat ek nou soek, die commander-in-chief, van die weermag nie. Dan beteken dit dat iemand anders het daardie bevelsposisie inderdaad oorgeneem en dat daar inderdaad 'n magsvakuum in Suid-Afrika ontstaan het met betrekking tot wie is regtig die hoogste gesag, met betrekking tot 'n fundamenteel belangrike aangeleentheid. Ek wil dit beklemtoon. Dit is nie dis nie ergens iets met betrekking tot 'n munisipaliteit of wat ook al nie. Is 'n fundamenteel belangrike aangeleentheid wat te doen het met jou weermag en wat te doen het met buitelandse betrekkinge. Dan beteken dit iets iemand anders wat het sy op sy eie of haar eie of in samewerking met ander persone beheer oorneem oor fundamentele regeringsfunksies. Dit wil lyk vir my asof dit laasgenoemde kan wees, dat Ramaphosa se beheer inderdaad besig is om te glip. Ons moet net onthou dat Maponya, wat die hoof is van die Suid-Afrikaanse weermag, was verlede jaar 'n groot meneer in Iran gewees, waarin hy politieke stellings gemaak het. Hierdie soort van optrede stem ooreen daarmee. So as jy omstandigheidsgetuienis wil hê om vas te stel wie het inderdaad besluite geneem, dan lyk dit asof dit in die hoër range in die weermag is wat dit gedoen is. En dan beteken dit dat Suid-Afrika onder die ANC, ek moet sê ANC Suid-Afrika, dis die korrekte beskrywing, is besig om 'n beeld te projekteer dat dinge regtig besig is om hier uit te rafel, uit te spiraal, en dat hier magsvakuums ontstaan en dat daar eintlik die uitnodiging bestaan by wie ook al om in 'n minder of meerdere mate op 'n nie-konstitusionele wyse die mag te gryp, met die aanname dat dit eintlik, gegee word die feit dat die president se opdragte geïgnoreer is, eintlik al reeds gebeur het. Buitelandse moondhede, Europeërs natuurlik, die Amerikaners, neem almal daarvan kennis. En dit nooi as dit ware inmenging in Suid-Afrika, in ANC Suid-Afrika se binnelandse sake uit. Ek dink ons moet dit net onder oë sien. Suid-Afrika verkeer onder die ANC vanweë sy eie maaksel inderdaad in 'n krisis as gevolg waarvan die ANC sy eie magsposisie as regering in die gedrang is. Dankie prof. Ons is net hier na weer terug en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor die FSA en die Groenland geskil en dan ook oor munisipale verkiesings wat hierdie jaar afskop. Bly ingeskakel. Welkom terug by Fokus. Ek is Pieter Kloete. My gaste vanaand is prof Koos Malan, hy is 'n genoot by Sakeliga, en Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Die FSA en Groenland geskil gaan aan en dit lyk vir my asof Donald Trump nou nog nie sy hande op Groenland het nie, maar hy dreig nou die Europese lande met nog tariewe. Jaco, wat is die jongste? Ja, ek sien dat president Trump nou so in die afgelope uur gesê het dat hy sal voortgaan met die instel van hierdie tariewe teen Europese lande as hy wil, en hy het ook in 'n media onderhoud nou so in die afgelope uur of twee gesê dat hy nie geweld, met ander woorde gewelddadige, 'n militêre oorname van Groenland uitskakel nie. Ek verwag nie noodwendig dat dit sal gebeur nie. Ek verwag nou nie dat Trump die weermag gaan stuur om Groenland te annekseer nie. Indien hy dit doen, sal dit heel maklik wees. Ek dink nie daar sal enige teenstand regtig wees nie. Maar dit sal natuurlik tereg die vraag laat oor kan NAVO daarna nog voortbestaan, want uiteindelik is Groenland deur sy deelname aan die Koninkryk van Denemarke is Groenland ook wel dan deel van NAVO. So dit skep 'n vraag daaroor. Kyk, ek dink hier is twee onderskeidelike dinge hier en wat 'n mens oor Trump moet verstaan en die een het ek nog altyd op klem geplaas, en dan kan mens soms kritiek kry dat mense sê nee, jy's bloot maar net 'n Trump naprater, en die ander ding, as jy dit wel herken, kan mense sê nee, jy's dalk te krities oor Trump. Ek wil tog twee vinnige punte wel maak, Pieter. En die eerste is dat my gevoel die afgelope 12 maande, kyk, môre is dit presies 'n jaar sedert Trump se inhuldiging,
My gevoel die afgelope 12 maande was dat Trump se geopolitiese aanvoeling meestal uitstekend was. Dat Trump baie duidelik verstaan het wat nodig was om 'n einde te bring aan die oorlog tussen Israel en die Palestynë daar met Hamas in die Gaza-strook, dat Trump presies weet wat nodig is om byvoorbeeld in Asië sekere konfliksituasies te hanteer. Trump verstaan presies wat nodig is om China se globale invloed terug te stoot en dit te rem, te verhoed dat China verder sy politieke invloed en mag uitbrei. Ons het gesien dat Trump op 'n briljante wyse in Venezuela betrokke geraak het en daardeur ook natuurlik die invloed van lande soos Iran, Rusland en China beperk het. En ek dink as dit kom by Groenland, is dit dieselfde. Trump verstaan heeltemal hoe belangrik die Arktiese streek gaan wees oor die volgende paar jaar, die Arktiese Oseaan, al die lande daarom. Hy kyk na 'n aardbol en dan sien hy hoe Russiese vlootbasisse meer en meer word, hoe Chinese vlootskepe toeneem in getalle in die Arktiese streek en hoe die Weste en veral Europa en Kanada die Arktiese streek verwaarloos het. Amerika het basisse in Alaska 'n paar, daar's 'n paar enkele Kanadese basisse, maar tans is Rusland en China voor in daardie wedloop rondom beheer van die Arktiese streek. En Trump is daar reg dat Groenland gaan 'n kardinale rol speel in hierdie stryd in die toekoms. En wat eintlik al 20 jaar of 30 jaar gelede moes gebeur het, was dat Europese lande moes natuurlik daardie gebied beter beveilig het. Hulle moes vlootbasis daar gestel het, meer vlootskepe daar gehad het, vliegdekskepe gehad het wat daar gevaar het. Gebiede moes eenvoudig beset word. Maar wat het die Europeërs gedoen? Hulle het eenvoudig hulle militêre begrotings gesny deur die 90s, die vroeë 2000s, die 2010s, en uiteindelik daardie kapasiteit en vermoë verloor. So Trump is heeltemal reg in sy kritiek teen Europa en sy besef dat Groenland van kardinale belang is. Ek dink wel sy instinkte oor hoe om dit reg te stel is verkeerd. Ek dink Trump maak 'n fout om uiteindelik die begrip wat daar tans in Europa is vir die foute wat gemaak is, om dit raak te sien en om met Europese bondgenote binne NAVO saam te werk. As jy kyk na die sekretaris-generaal van NAVO, Mark Rutte, is hy iemand wat groot respek het vir Trump. Hy werk goed saam met Trump. Hy spreek homself altyd baie sterk ten gunste van Trump uit. En as ek Trump was, sou ek vir Rutte gebel het en gesê het, luister, ons moet 'n plan maak met Groenland. Ons het beter vlootbasisse daar nodig. Die Europeërs moet oortuig word om meer skepe na daar te stuur. Ek sou 'n ander benadering gevolg het as hierdie soort van dreigende optrede van Trump en nou selfs 'n ekonomiese oorlog teen jou Europese bondgenote. Invoertariewe is nie hier die oplossing nie. Dit is sleg vir die Amerikaanse ekonomie. Dit jaag inflasie aan. Trump se steun onder Amerikaners rondom ekonomiese kwessies is besig om te daal. En ek dink Trump moet 'n bietjie herbesin oor hoe hy hierdie hele kwessie oor Groenland gaan hanteer, want sy instink is reg, maar sy optrede dink ek is 'n bietjie verkeerd. Prof Koos, dink jy dit is die einde van NAVO? Nee, ek dink inderdaad dis nie die einde van NAVO nie. Ek sal nou sê hoekom ek sal gou beskryf hoekom ek so sê. Ek dink wat in die eerste plek net in aansluiting by Jaco. Kyk, Trump is baie dikwels uiters onhebblik. Daar's geen kwessie daaroor nie. My kommentaar met betrekking tot Trump en met betrekking tot die Amerikaanse beleid begin egter nie en eindig egter ook nie by 'n veroordeling oor die persoon en die handelswyse van Trump nie. Maar kom ons plaas dit maar op rekord. Die man is tree regtig onhebblik op. Sy opmerkings met betrekking tot die feit dat hy nou nie meer so belangstel in vrede nie, aangesien die Nobelprys vir vrede om ons sê, soos wat hy vir die Noorweegse regering laat weet, dit is niks minder nie as kinderagtig. Maar goed, dit is eintlik op die vryings, dis wat die sykant betref, dit is wat die periferie betref. Ek dink dat wat gaan gebeur is dat die Europese lande, die Europese lede van NAVO gaan toegee. Hulle gaan toegee in die sin dat hulle 'n formele ooreenkoms met die Amerikaanse regering gaan bereik, sommer baie vinnig binne die volgende week of 2. Alternatiefelik gaan die Amerikaners doodeenvoudig doodeenvoudig basisse vestig waar hulle ook al wil in en rondom Groenland. Hulle gaan dit doen sonder die toestemming van Groenland en sonder die toestemming van die Deense regering. Dit is wat gaan gebeur. Terwyl hulle gaan doodeenvoudig 'n nuwe realiteit vestig
En baie spoedig gaan die Europese lede van NAVO dood eenvoudig ja en amen sê daarvoor en saamwerk. Ek dink dit is wat gaan gebeur. Die implikasie daarvan is dat NAVO teen daai agtergrond dood eenvoudig sal voortbestaan binne die konteks van 'n nuwe verhouding, in gevolge waarvan Amerika dood eenvoudig eie reg gebruik, om so te stel, en die Europese lede van NAVO volg. Dis wat ek dink wat gaan gebeur. Dan weer terug op eie bodem. Ek sien baie partye begin regmaak vir die munisipale verkiesing, maar hoe lyk die dinge tans? Hoe sien die politieke landskap in Suid-Afrika om tans, Prof Koos? Ja, dis nog baie vroeg. Op hierdie stadium is dit nog ernstige bespiegeling. Soos wat dit maar is tot kort voor 'n verkiesing, dan het ons meer van 'n duideliker beeld oor wat gaan gebeur. Wat ek op hierdie stadium kan sê is dat dit lyk asof die twee hoofpartye, dit is die ANC en die DA, albei inderdaad ernstige probleme het. Die ANC het 'n probleem wat ons nou al vroeër vanaand bespreek het, dat dit lyk asof hy dood eenvoudig besig is om beheer te verloor oor die land. Dit is nie duidelik waar die leierskaps patrone lê nie. Dis nie duidelik wie regtig die leierskap is en wie gesag het nie. So ek dink in daai opsig het die ANC baie ernstige probleme. Tegelykertyd is daar 'n probleem wat die DA het, naamlik dat hy klaarblyklik nie daarin slaag om 'n eenheidsfront uit te straal nie. Hy het baie probleme binne die party, waarvan die meeste eintlik teruggaan na die leier John Steenhuisen. En indien die DA nie binne die volgende baie kort tydperk sy leierskapsprobleme uitstryk en daarin slaag om 'n georganiseerde front na buite te projekteer nie, gaan hy inderdaad die baie goeie geleentheid wat hy het om die ANC gedurende die munisipale verkiesings bloedneus te gee om daai kans te verbeur. Hy moet sy probleme binne die party moet hy inderdaad oplos. Wat betref die twee ander politieke partye, die EFF, ek dink die EFF is in 'n kreeftegang. Hy gaan nie dramaties agteruit gaan nie. Die EFF is steeds goed georganiseer, maar ek dink die EFF het 'n probleem dat hy basies in 'n kreeftegang is en dat hy daai kreeftegang nie gaan breek nie. Wat betref die MK-party, ek dink nie die MK-party toon regtig goeie moontlikhede nie, dood eenvoudig vanweë die feit dat jy in die finale instansie 'n een-man patroon het, en ek dink dat ofskoon die party in KZN vordering mag maak, as die kans vir beduidende vordering elders baie skraal. Jaco, die een ding oor die ANC wat ek dink baie mense nie altyd in ag neem nie, is die feit dat kyk, politiekery is natuurlik baie kompleks, maar ek dink die ANC is nog meer kompleks, juist daarvan dat dit is politiekery, maar binne daai politieke party is daar natuurlik ook stamme en kulture. Jy weet, dit is die Xhosas, die Zulus, en ek dink dit maak dit ook seker moeilik vir die ANC, of nie? Absoluut, nee, kyk, sonder twyfel. Ons praat dikwels oor faksiegevegte, né? Dis die term wat gebruik word oor die faksiegevegte binne die ANC. Maar hierdie faksies is baie kompleks. Hierdie faksies is natuurlik ideologies verdeeld. Daar is 'n meer gematigde faksie binne die ANC. Daar is radikale faksies binne die ANC. Daar's bloot natuurlik net korrupte faksies binne die ANC. Mense wat 'n deel is van korrupte netwerke en dit in stand wil hou. En dan moet jy nou half van bo af kyk en hierdie verskillende faksies dan ook nog vermeng met die etniese kompleksiteit. En ons het gesien die tyd toe Jacob Zuma leier was van die ANC, veral in sy eerste termyn en so aan die begin van sy tweede termyn, hoe sterk was die ANC onder die Zulus gewees, nou, hoe die ANC reuse steun onder Zulus geniet het, in KwaZulu-Natal reuse verkiesingsoorwinnings behaal het, en in die post-Zuma era
hoe die ANC se steun onder Zulus heeltemal in duie gestort het tot waar hulle in 2024 maar iets soos dink ek 18% van die stemme in KwaZulu-Natal gewen het van 'n hoogtepunt van tussen 60 en 70% in die Zuma jare. Wat vir julle mos duidelik moet sê, daar is 'n etniese element. Ons weet van die tye deur die 1990s en die vroeë 2000s waar die Zulu faksie of die Xhosa faksie van uit die Oos-Kaap baie sterk gedomineer het. Jy sien dit binne in verskillende strukture van die ANC afspeel. Dis baie interessant as jy na die provinsies toe gaan en jy begin die verskillende provinsies ontleed. Onthou Suid-Afrika se provinsies is nie provinsiale grense is nie getrek meer volgens die ou tuislande nie. Dit is volgens die ou etniese gebiede en etniese grense nie. Jy kan byvoorbeeld 'n provinsie vat waar daar dan twee verskillende etniese groepe is. Die Noord-Kaap is 'n goeie voorbeeld. Die Noord-Kaap bestaan veral dan uit bruin mense, Afrikaans sprekende bruin mense, Afrikaans sprekende blanke Afrikaners en dan twee swart stamme, die Xhosas in die suide en die Tswanas in die noorde. En daar is binne 'n struktuur soos die Noord-Kaapse ANC struktuur vir baie lank al, vir jare, maar daardie struweling tussen daardie Xhosa faksies en dan daardie Tswana faksies, en dit vind jy in verskillende provinsies afspeel. So dis baie kompleks. Dit speel af binne die nasionale uitvoerende komitee van die ANC, maar dan ook binne provinsies en dan ook binne faksies, verskillende faksies van die party. En hierdie verskille binne die ANC het natuurlik die party begin lam lê die laaste paar jaar, en dat ons by die punt is waar die ANC nou sy verjaarsdagviering hou daar in Maropeng, daar ander kant Northam, tussen Northam en Sun City onlangs, en waar ons sien dis maar 'n baie klein stadiontjie, en ons sien dat die helfte van die stadion leeg was, of meer as die helfte van die stadion leeg was. So die ANC is op 'n slegte plek in aanloop tot die munisipale verkiesing wat laat vanjaar plaasvind. Maar nou wil ek eintlik die vraag vra, maar net en dit is relevant, en ons moet vir jaar heelwat op die program daaroor gesels, is watter politieke party in Suid-Afrika is tans baie gesond. En dis amper die tragedie van die politiek in Suid-Afrika en van die werklikheid dat min Suid-Afrikaners gaan stem, dat die stempersentasies laag is, dat daar 'n soort van politieke onvergenoegdheid is. Die DA het probleme. Kyk, Helen Zille trek hierdie week Johannesburg toe. Sy word nou 'n munisipale raadslid in Johannesburg. Sy voer 'n uitstekende veldtog. So sy staan duidelik uit binne die demokratiese alliansie, en ek dink sy gaan 'n goeie veldtog en 'n suksesvolle veldtog in Johannesburg hê. Maar die res van die party is in die moeilikheid, veral in die Wes-Kaap. Ek sien John Steenhuisen was vandag in George gewees. Hou 'n paar tussenverkiesings dop. Oor die volgende paar weke is daar belangrike tussenverkiesings. Ek wil sien of die Patriotic Alliance sy sukses van verlede jaar kan voortbou op, want Gayton McKenzie het redelik stil geraak die laaste 2 of 3 maande, maar gaan hulle momentum kan volhou onder bruin kiesers in die Wes-Kaap. Maar ja, al die ander partye het uitdagings. MK het onlangs alweer sy hoofsweep afgedank in die parlement. Die EFF het al sy moeilikheid. Dit lyk regtig of die party moeg en uitgeput is. Ek sien 'n nuwe energie by die Vryheidsfront Plus. Daar's duidelik momentum. Die vraag is of hulle dit kan neem na die stembus toe, na 'n verkiesing toe. Daardie toets lê vir hulle verseker voor as party, maar onder Corneille Mulder is daar duidelik 'n nuwe soort van energie en momentum, maar hulle moet eers bewys dat hulle die regte kandidaate kan werf, die regte veldtog kan voer en dit kan deurvoer. Maar vir die meeste politieke partye in Suid-Afrika lyk dinge tans beroerd. En dan wonder 'n mens, maar goed, wie gaan groei? Waarheen gaan kiesers dan gaan as daar nie op hierdie stadium sekerheid is? En ek dink 'n paar van die partye, en dis my laaste punt, het 'n paar moeilike hekkies om oor te kom. Die DA het 'n kongres waarby hulle verby moet kom. John Steenhuisen is duidelik ongewild in sommige dele van die party, maar daar is ook niemand wat hom duidelik op die oomblik suksesvol wil uitdaag vir partyleier nie. En so het 'n hele paar van hierdie partye nog kongresse waardeur hulle moet gaan. Die ANC het 'n paar baie belangrike provinsiale kongresse om deur te gaan. En nou ja, ek dink die binnengevegte gaan verseker die volgende paar maande toeneem. Prof Koos, is daar dalk 'n party of twee wat bietjie meer gesond is volgens u? Ja, nee, mens moet na die klein partytjies kyk daarvoor. Maar die partye wat nou vermeld is, weet ek regtig nie van een wat nie gebuk gaan deur eintlik ernstige probleme nie.
Dan wil ek Ek oor dink almal het eintlik ernstige probleme. ja. Dan op 'n ander punt, nou weer in die buiteland, hoe lyk dinge tans in die Midde-Ooste, Jaco? Gaan daar 'n regimeverandering moontlik nog kom in Iran? Is daai kaarte verspeel? Hoe lyk dinge tans in Iran? Ja, dis interessant nou. Die Midde-Ooste is so 'n streek met vloeibare politiek en vlakke van stabiliteit en rigtings nou. Dis 'n fascinerende streek om daagliks dop te hou. En natuurlik onmoontlik om te voorspel die rigting waarin die streek gaan. Ons het nou die wankelende vredesooreenkoms in Gaza, maar wat ek tog wil sê wat lyk of hy geslaagd is. President Donald Trump het verlede week gesê die tweede fase moet voortgaan. Hy het nou sy vredeskomitee aangewys. Benjamin Netanyahu is nie baie gelukkig daarmee nie, maar Trump steur hom nou nie juis aan waaroor Netanyahu gelukkig is nie, want Trump het natuurlik ook Qatar en Turkye ingesluit by hierdie vredespaneel en dis die regte stap. Trump se aanvoeling daar is weer heeltemal korrek. Betrek die Midde-Oosterse lande om te sorg dat vrede gehandhaaf word in die Gaza-strook. So dit lyk vir my op die oomblik of daardie tweede fase geïmplementeer gaan word. Dit beteken Hamas sal volledig moet ontwapen, Israel se weermag sal verder moet terugtreë en internasionale magte gaan ingestuur word om uiteindelik die gebied te beveilig en te begin heropbou. Dan sit jy met 'n ooreenkoms wat oor die naweek onderteken is in Sirië, nadat ons nou weke se geweld gesien het tussen die Koerde en die weermag van Sirië. Dit is ook 'n Amerikaans geleide vredesooreenkoms. Weereens Trump wat sy spesiale gesant ingestuur het en hulle het 'n vredesooreenkoms gaan onderhandel en dit afgedwing daar. En selfs in Jemen lyk dit tans rustiger met die Houthi-rebelle se slaankrag wat ook deur die Amerikaners in 'n groot mate vernietig is. En dit bring my dan by Iran, want dis jou vraag. Kyk wat in Iran gebeur het die afgelope 2 weke is 'n absolute tragedie. Dit lyk of ten minste 5000 burgerlikes doodgeskiet is deur die veiligheidsmagte daar. Ons aanvanklik gedink 500, toe was die getal wat ons gehoor het 2000. Nou hoor ons vanoggend dis meer as 5000 mense. Die internet is nou al vir 2 weke heeltemal afgeskakel in Iran. Dis baie moeilik om inligting te kry uit die land en die groot vraag wat bly bestaan, waaroor ons eintlik onseker is oor wat Amerika gaan doen. Gaan Amerika op een of ander manier toetree? Daar is steeds 'n ontplooiing van Amerikaanse wapens, vegvliegtuie, gespesialiseerde wapentuig na die streek. Dit mag wees dat Trump 'n verrassingsaanval wil uitvoer, dat hy eers bietjie teruggestaan het, eers 'n bietjie Iran wou uitkyk, wou sien wat se skuif maak hulle, presies wat doen hulle, dan 'n verrassingsaanval miskien wil uitvoer op die weermag, bietjie die slaankrag van Iran wil vernietig. Dis onseker, maar Iran is 'n land in 'n diepe krisis. Selfs indien hulle daarin slaag om hierdie protesaksie tot 'n einde te bring, wat hulle nou eintlik met brute geweld doen, dan gaan die krisis nie ophou nie. Die land het 'n reuse ekonomiese krisis. Iran is heeltemal geïsoleer. Die Iranse proksies in die hele streek is byna vernietig. So ja, baie interessant hoe die Amerikaanse regering onder Donald Trump daarin geslaag het om die spelreëls in 12 maande se tyd in die Midde-Ooste heeltemal te herskryf. Ja. Prof Koos, u het vir my 'n video oor die naweek gestuur wat ek nogal baie insiggewend gevind het en dit was Prof John Mearsheimer en hy eintlik half hierdie ontleed as 'n klassieke regime van buitelandse faktore en hy het genoem Mossad en Israel. Sal Prof bietjie uitbrei oor Prof John Mearsheimer se benadering tot hierdie hele Iran sage? Wel, kyk, Mearsheimer probeer eintlik maar net altyd so realisties as moontlik wees. Hy beskik oor baie goeie inligting en daarom is dit noodsaaklik om kennis te neem van wat hy te sê het. Dit is ook noodsaaklik om kennis te neem wat Mearsheimer sê vanweë die feit dat hy nie sê wat hy hoop nie, hy sê wat hy sien op grond van goeie inligting. Nou, op grond daarvan lyk dit vir my op die oomblik, om dit nou vreeslik dramaties te stel, asof vereers hierdie protesaksie wat regtig baie breed was en wat duisende, indien nie meer as 1 miljoen mense die ingesluit het, betrek het, asof dit as dit ware in sy eie bloed verdrink het. Dis verskriklik wat hier gebeur het. Die Iranese regering, daai mullahs is baie duidelik desperaat. Hulle weet hulle is ernstig in die hoek. Hulle weet dat
Hulle is eintlik op baie losse skroewe en as gevolg daarvan tree hulle op 'n desperate en bloedige wyse op, want hulle weet indien nie kom hulle inderdaad tot 'n val. Daai regering is waarskynlik nou in die swakste posisie wat hy vir 'n baie lang tyd was. Dit is natuurlik sonder enige twyfel sodat Amerikaanse en Europese en dergelike sanksies oor die afgelope jare veel daartoe meegehelp het om Iran te verswak. Wat eintlik die agtergrond is waarteen hierdie onluste voorgekom het, want mense het in die eerste plek begin betoog vanweë die baie slegte ekonomiese posisie, die verarmde posisies waarin hulle verkeer. Dit sal wat my betref vir die Amerikaners nou laat ek net eers my eie posisie stel. Ek is in hierdie geval nogal bereid om dit te doen. Ek sal baie graag wil sien dat daai Mullah regering, dat daai teokratiese regering tot 'n val kom. Ek dink dit is 'n uiters onderdrukkende regering wat heeltemal uit pas uit is met die bevolking van daai land. Dit is nie so dat jy daar te doen het met oor die algemeen ekstremistiese moslimbevolking nie. Ek sal baie graag wil sien dat daai regering in die pad uitkom. Maar dit sal baie roekeloos wees van die Amerikaners om onbeplant in te meng. Want dit kan gebeur, dis iets waar daar bespiegel word, dat indien die Verenigde State in die Iranse situasie ingaan, moontlik met die hulp van Israel, daar konsolidasie is van die Iranese bevolking en in plaas daarvan dat hulle die Amerikaanse inmenging verwelkom, hulle saam met hulle regering staan teen die buitelandse inmenging. Daarmee sê ek nie dat ek onvoorwaardelik verwerp dat Amerika moet ingryp nie, maar ek sê net dan moet 'n baie duidelik oorwoë plan wees, sodat jy kan seker maak dat jy inderdaad suksesvol is. Want as jy onsuksesvol is, het dit 'n dubbele nadeel, 'n baie ernstige dubbele nadeel. Die eerste ene is dat dit Amerika se posisie sleg tref, dat dit die Republikeinse party se posisie sleg tref, want die Amerikaanse bevolking is in die algemeen baie ligtig, baie skie, om dit sterker te stel, vir al langdurige inmenging in buitelandse kwessies, in buitelandse konflikte. Ons het gesien by talle vorige buitelandse konflikte, neem nou maar Irak en Afghanistan, hoe dit uiteindelik 'n baie slegte uitwerking vir die Amerikaanse binnelandse politiek het. Wanneer die Amerikaners derhalwe wel ingaan, sal dit baie gefokus moet wees. Dit sal waarskynlik so moet wees dat hy dit suiwer fokus op die weermag en in die weermag sover as moontlik te verswak. Moontlik net vir daardie doel, naamlik om die weermag te verswak, alternatiewelik om moontlik 'n verdere opstand in Iran self te stimuleer, maar na die geweldige moord en doodslag wat daar letterlik was, het ek my twyfel of dit op hierdie stadium moontlik is om dit nou te stimuleer. Ek dink daai bevolking is ten minste vereers in 'n geïntimideerde toestand. Dan Jaco, ek wou afsluit met die twee verkiesings Portugal, maar hier is 'n baie belangrike vraag wat deurgekom het van een van ons luisteraars wat vra, wat gebeur as president Trump se termyn verstryk? Kyk, ja, president Trump se termyn verstryk oor 3 jaar, presies oor 3 jaar word daar 'n volgende president ingehuldig. President Trump kan nie staan vir nog 'n termyn nie. Hierdie is sy tweede termyn en presies oor 3 jaar kom daardie termyn tot 'n einde. Dis môre oor 3 jaar en dan sal daar 'n ander president wees en dit gaan of 'n Republikein of 'n Demokraat wees. Dit sal waarskynlik iemand soos J.D. Vance wees aan die Republikeinse kant of Gavin Newsom, die demokratiese gouverneur van Kalifornië. Aan die demokratiese kant. En die punt is dat uiteindelik is die vraag dat is hierdie veranderinge aan buitelandse beleid. Kyk, Trump het dramatiese veranderinge aangebring aan Amerika se buitelandse beleid, die nasionale veiligheidsbeleid wat verlede jaar in Desember aangekondig is, wat byvoorbeeld 'n ander soort van denke implementeer. Dit beweeg weg van die nuwe-konservatiewe denke na Amerika eerste denke wat domineer in die westelike halfrond, of hierdie buitelandse beleid sal bly voortduur met 'n volgende president. My voorspelling is dat indien die volgende
president oor 3 jaar 'n Republikein sal wees wat JD Vance of Marco Rubio waarskynlik sal wees, dan sal dit voortgaan. Ek dink nie 'n Republikein sal afwyk nie. 'n Demokraat gaan waarskynlik probeer om dit terug te draai na die soort van buitelandse beleid wat ons onder Barack Obama en Joe Biden gesien het. Ek is egter Pieter onseker of dit so eenvoudig en maklik sal wees om dit te doen. Vir die eenvoudige rede, die wêreld het verander. Die wêreld het aangepas by dit wat Donald Trump die afgelope 12 maande geïmplementeer het, maar Trump het ook 'n soort van realpolitiek gepleeg deur te reageer op dit waarmee China besig is, dit wat Iran doen, dit wat in die invloedsfeer van Amerika gebeur, Latyns-Amerika. As jy kyk na die Amerikaners se benadering oor Afrika en hoe dit verander het, hoe hulle tans ooreenkomste sluit met opkomende Afrika lande, ek dink aan Zambië, Malawi, Angola, Kenia en Rwanda, dan dink ek jy gaan moeilik somme net al hierdie elemente van die Trump buitelandse beleid omkeer en net volledig weer terugkeer na die soort van neokonservatiewe neokon beleid wat jy onder 'n Biden, 'n Bush of 'n Obama gesien het. So, maar dit is 'n interessante vraagstuk. Dis 'n vraagstuk wat van Januarie volgende jaar af gaan afspeel. Kyk, November vanjaar is daar 'n middeltermynverkiesing waar die Amerikaanse Kongres weer verkies word en dan volgende jaar hierdie tyd in Januarie volgende jaar begin die presidentsverkiesing vir 2028. Dan gaan die kandidaate hulle kandidatuur begin bekend maak en dan gaan hierdie debatte gevoer word en ek dink een van die debatte gaan sonder twyfel die vraagstuk wees van Amerika se buitelandse beleid post Donald Trump, na Donald Trump. Nou ja, dis ongelukkig alwaarvoor ons tyd het vanaand. Baie dankie aan Prof Koos Malan vir sy baie goeie insigte vanaand en dan ook Jaco, die hoof van internasionale of Jaco Kleinhans, die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Dankie menere. Ons plesier. Allerbeste. Dankie. Dankie, mooi aand vir julle, totsiens.